Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22 verse 14 tot 15 lees soos volg. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Welkom by Geloofspad. Terwyl Jesus aansit om die Paasmaaltyd met sy disippels te deel, praat hy met diep passie en doelgerigtheid. Hierdie maaltyd, die Pasga, was 'n belangrike deel van die Joodse tradisie en herdenking van God se verlossing van sy volk uit Egipte. Maar in hierdie oomblik openbaar Jesus 'n dieper betekenis. Hy begeer gretig om aan hierdie maaltyd deel te neem voordat sy lyding begin, nie as 'n blote tradisie nie, maar as 'n deurslaggewende oomblik in God se verlossingsplan vir die mensdom. In sy woorde, ek het gretig begeer, hoor ons die hart van 'n verlosser wat op die punt staan om die uiteindelike doel van sy lewe te vervul, om 'n nuwe verbond in te bring. Jesus het geweet die kruis wag op hom, maar hy het nog steeds verlang om hierdie maaltyd te deel, nie as 'n afskeid nie, maar as die begin van iets veel groters. Die ou verbond gesimboliseer deur die Pasga was op die punt om in hom vervul te word. Die ware lam van God was gereed om sy lewe af te lê, nie net vir die Joodse volk nie, maar vir die hele mensdom. Jesus se stelling, ek sal dit nie weer eet voordat dit vervulling in die koninkryk van God vind nie, wys vorentoe na die uiteindelike vervulling van God se belofte. Hierdie maaltyd is die begin van die nuwe verbond, verseël deur sy offer, wat eendag in die hemelse koninkryk gevier sal word. Die vervulling van die koninkryk van God sal kom wanneer Jesus terugkeer om alles nuut te maak. Terwyl ons oor hierdie oomblik nadink, word ons daaraan herinner dat die nagmaal nie net 'n herinnering aan Jesus se offer is nie, maar 'n verklaring van ons toekomstige hoop. Elke keer as ons deelneem, verkondig ons die lewe, dood en opstanding van Jesus en verwag ons die groot fees wat ons saam met hom in sy koninkryk sal deel. Kom ons bid. Here Jesus, dankie vir u bereidwilligheid om vir ons te ly en vir die nuwe verbond wat u opgerig het. Help ons om gretig te wag op die vervulling van u koninkryk en om te leef in die lig van die hoop dat ons eendag saam met u aan tafel sal sit. Versterk ons harte terwyl ons u opoffering onthou en ons voorberei vir die groot fees wat kom. In u naam bid ons. Amen.